Okay, julle is met my, né? Ja? Jene. Okay, so ons is hier by die reaksies en jy moet die reaksies ken so. Dit moet nie net 2 keer in jou kop wees wanneer is dit watter soort reaksie of watter reaksiekondisies of nie, jy moet dit ken. So is die palm van jou hand. Okay, so ons het al deurgegaan tussen al die moontlike reaksies. Ek wil net weer deurgaan deur die reaksies met jou. Okay, goed. So, hierso wil ek hê jy moet gesien het, dit is 'n haloalkaan. Jy sien daar is dit is propaan van 3 en dis enkelbindings en dan sien jy 'n syketting en 'n broom. So hy begin met enkelbinding. So wat ook al hierdie reaksie of hierdie reaksie is, dit kan nie addisie wees nie. Addisie begin net met dubbelbindings. Okay. Goed. Hierdie reaksie sê hulle net vir my 'n alkohol. Okay, so hoe is dit moontlik om te gaan van 'n haloalkaan na 'n alkohol? Is as jy daai ding substitute met daai ding. Okay, so dis 'n substitusie reaksie daar. En sy naam spesifiek, ek dink is hidrolise. Het iemand hulle huiswerk gaan doen? Hidrolise. Kom ek kyk gou, hou julle hand so oop op die een bladsy hoor. En julle werk, ja, hidrolise. Is as jy gaan van 'n haloalkaan na 'n alkohol toe. Okay, kan julle sien hoe memoriseer ek hierdie dinge? Dus jy moet dit gaan memoriseer. Alright, so daar is hidrolise, dan jy alkohol, dan sê hulle gekonsentreerde swaalsuur. Gekonsentreerde swaalsuur, jy sê water. Okay, so om te begin by 'n alkohol en jy sê swaalsuur by, beteken jy haal gekonsentreer nog by, beteken jy haal daai OH weg. So dis dehydrasie, daarin is dehydrasie. Want jy vat die alkohol weg en dan sien jy, dit maak sin want jy kry 'n alkeen, jy kry 'n dubbelbinding. So dis dehydrasie. Okay, eliminasie spesifiek en dan dehydrasie. Goed. So hier om te gaan van hierdie ene na hierdie ene moet ook 'n eliminasie reaksie wees, want jy gaan van enkelbindings na dubbelbindings. Eliminasie. Wat het jy geëlimineer? Definitief 'n halogeen en dan het ons gesê een van hierdie waterstowwe, so dis dihydrohalogenering. En wat is die reaksiekondisies? Want hulle gee vir jou niks nie. Is baie hitte en gekonsentreerde sterk basis. As jy met my. Okay, dan sit jy met 'n alkeen, dan sê hulle vir jou, daar's 'n reaksie, jy weet nie wat dit is nie, en dan gee hulle vir jou daai ding, en toe ek daai ding gaan teken vir myself. Okay, ek het gaan uitfigure, wat is hy? Ek het hom daar geteken. En toe sien ek, hulle geef my iets, maar nou, daai ding daar het 2 brome by, wat hierdie ding nie gehad het nie. So beteken ek het 2 brome daar en daar gaan insit. Okay, en toe het ek gesê, as ek brome bysit, brome is halogene, so dit word genoem halogenering, en dis 'n addisiereaksie, want jy begin met 'n dubbelbinding. Reg, jy vat, in die toets of eksamen, onthou sê nou maar jou vrae stel tel 100 punte, nee, dan gaan jy 2 ure hê. 2 ure is 100 en hoeveel minute? 20 minute. Okay. So elke punt is 'n minuut wat jy het. Okay? So tegnies moes jy net 100 minute gehad het, maar jy is 'n ekstra 20 minute gegee. Waarom? Om deur die vraestel weer te gaan en ook om sulke goeders tyd mee te vat. So moenie dink, die vraag tel 11 punte, ek het net 11 minute nie. Vir hierdie vraag spesifiek, gee vir jouself ekstra 5 minute. So ek gaan nou 5 minute vat, nie gestres wees nie, asemhaal en gou gaan neerskryf wat ek dink elke liewe stap is. Want dan gaan jy letterlik nie 'n minuut vat om eers daai net te antwoord nie. Okay, jy gaan nie jou tyd opmaak, maar asseblief vat ten minste 5 tot 10 minute om hierdie ding uit te figure. As jy toets of eksamen skryf, hopelik het jy 'n opsommingkie of 'n cheat sheet in jou kop vir al die reaksies, dan gaan skryf jy al die reaksies se goeders neer. Dat dit vir jou sin maak as jy hierso kom. Asseblief. Okay. Goed, nou vra ek vir jou by 7.1. Gaan jy skryf? Jy skryf opskrif, bladsy 41, vraag 7. Yes, like het Ardo. Sus, hoe oud is jy? Ek weet nie wat is nie. Ek het nie so goed gedoen. Ek dink ek word oud. Ek moet vir universiteit nou gaan skool.
Jy is in hierdie boekie wat ek vir jou uitgedeel het, wat jou ma vir jou gaan print het ook. Nee? Bladsy 41. Vraag 7. Ons het daarmee begin laasweek. Skryf! Het julle almal geskryf? Moet ek julle boeke kom check? 7.1. Okay. Sjoe, nee, hoe doen sy maar dit? Okay, goed. Skryf neer die. Soort reaksie voorgestel deur reaksie 1. Okay, daar is reaksie 1. Ons het 2 name vir hom neergeskryf. Ons het geskryf hidrolyse en substitusie. Dis jou keuse. Okay, jy kan kies. Hallo hierso. Oh, ek het hom gekry. Thank you, man. Dankie. Goed, dis jou keuse watter jy skryf. So in 'n toetsexamen sal hulle albei aanvaar. Maar my advice aan jou is jy skryf substitusie en dan na die tyd in hakkies skryf jy hidrolyse of substitusie/hidrolyse of substitusie pyltjie hidrolyse. Okay, hoekom sê ek dit? Want baie eksaminators soek spesifiek hidrolyse, baie sê dis sharp met net substitusie. Meeste van die tyd sal hulle albei aanvaar. Maar jy weet nooit watter pyn in die ding is die vrou sal opstel nie. Dis nie ek nie. Okay, ek sal nie 'n vrou sal op. Goed. Sê as jy kan spesifiek wees, as jy kan onthou wat is die naam van die soort reaksie, dan gaan jy spesifiek. Kyk hier skryf substitusie hidrolyse. Halogenering en addisie. Okay, volgende sê hulle. Skryf die naam of formule van die anorganiese reaktans benodig vir reaksie 1. Okay, so reaksie 1 is daai ene. Die anorganiese reaktans. Hierdie is die organiese reaktans, hulle is ook die anorganiese reaktans. Okay, so wat het ons gedoen? Ons het gegaan van broom na 'n alkohol. Ons het nou net begin met die antwoorde, so jy's okay, van broom na 'n alkohol toe. Okay, nou hierdie hidrolyse reaksie is daai reaksie wat ek vir jou gesê dat is een van 2 maniere wat jy kan doen met hom. So daai 2 anorganiese reaktanse wat jy daar kan hê is of 7.2 of jy kon gehad het natriumhidroksied of enige sterk basis maar verdun aqueous of jy kon gehad het net water. Okay. So dis een van die 2 anorganiese reaktanse, die goed wat jy moes byvoeg vir die addisie reaksie. Ag nee, addisie nie substitusie. Nee, die broom vat ons weg. Begin met die broom, ons vat hom weg, ons vervang hom met 'n okay. 7.3. Skryf neer die soort alkohol primêr, sekondêr, tersiêre wat A 'n voorbeeld van is. Xavier, kom ons begin met jou. Daar het ons vir A geteken. Wat is hy 'n voorbeeld van primêr, sekondêr of tersiêr? Hoekom? Koolstof is gebind aan 3 ander koolstof. Die koolstof gebind aan die hidroksiel is gebind aan 3 ander koolstof. Jy moet daai deel sê. Okay, so hy's reg, dit is 'n tersiêre alkohol. Ek het nie gevra vir die rede nie. Okay, goed. Dan 7.4. Sê hulle vir jou? Skryf die soort reaksie wat deur reaksie 2 voorgestel word. Daar's hy. Reaksie 2, ons het gaan uitfigure is eliminasie spesifiek dihidrohalogenering. So weer eens hierso, jy kan sê net eliminasie of en jy kan sê dihidrohalogenering of halogenasie, maak nie saakie. Okay. Dan vra hulle vir jou, gee die IUPAC naam van verbinding B. Okay, so waar is verbinding B? Daar is verbinding B. Ek het hom gaan teken hierso vir myself. Nou. Okay, so ek gaan hom net gou weer teken. So het hy gelyk. Want ons het gesê ons het daar ol gevat of daar broom gevat en ons het hom verwyder, so slaan dit plat en word dit 'n dubbelbinding. So vir sy naam, daar gaan ek nou sê sy hoofketting en hierso gaan ek nou sê sy syketting. Maak nie saak nie, jy kon hierdie die hoofketting maak en daardie syketting, jy gaan presies dieselfde naam kry. Okay, so die hoofketting het 3 koolstowwe in, so dis prop
En op die eerste koolstof is daar 'n oepsie. Is daar 'n 1, jy hoef nie te sê 1 nie, want dit kan net op die eerste een wees. En dan op die tweede ene is daar 'n metiel. So op die tweede koolstof is daar 'n metiel, maar hy kan net op die tweede koolstof wees. Jy kan nie 'n metiel hierso gehad het nie, want dan het jy buteen gehad. Want dan was die hoofketting daar gewees. So die syketting kon net op die tweede koolstof gewees het. So daai 1 is irrelevant en daai 2 is irrelevant. Jy kon hulle ingesit het. So jy kon sê 2 metielproop 1 of jy kon net gesê het metielpropeen. Ja, is julle met my? En dan, hoekom lyk jy bekommerd? Okay. Goed. So, ja, antwoord nie my vraag nie, maar goed. Goed, nou volgende vraag sê julle, watter soort addisie reaksie, so daar gee julle vir jou 'n bietjie van 'n clue. Hulle sê, watter soort, waarmee is jy besig, Hendrik? Dit is pauze hierna. Dis nie pauze hierna nie. Okay, goed. Watter soort addisie reaksie word deur reaksie 3 voorgestel? So hulle gee vir jou die feit dat dit 'n addisie reaksie is. So nou kan jy nie sê addisie reaksie nie. Okay, so jy kan nie sê addisie nie. Jy moet sê watter soort addisie reaksie spesifiek. En ons het gesê ons sit 2 halogene by, so dit is halogenering. Okay, en dan 7.7. Skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir reaksie 3 neer deur struktuurformules te gebruik. Okay, so jy moet die hele reaksie gaan neerskryf en struktuurformules beteken elke liewe verbinding gaan wys. En hulle vir reaksie 3, so daai ene. Okay, goed, so hierso gaan ek nou sê reg, ons het met hierdie ding begin. Daai was verbinding B gewees. En dan het jy iets by dit geplus en jy het 'n produk gekry. Sal ek in die ding tel 4 punte. Sal ek 'n punt kry vir daai wat ek daar geteken het? Nee, want ek het nie elke liewe verbinding gewys nie, want hier's 'n waterstof, daar's 'n waterstof, daar's 'n nie waterstof nie. Hier's 'n waterstof, daar's 'n waterstof. Elke liewe verbinding wys. Maar kan jy sien in die 11 punte, so daar's net een vraag wat hulle dit gevra het. So jy vat jou tyd, jy teken hulle. Wat het ons bygesit? Ons het 2 brome bygesit. En dan het ons 1, 2, 3. En ek sit vir elke waterstof by, bless you. Okay, so daar het ek al my waterstof ingesit wat ek oorspronklik gehad het. Toe het ek hier 'n plekkie en daar 'n plekkie wat ek wat gedoen het, ek het broom bygesit. So daar kom 'n broom en daar kom 'n broom. Sjap. Ja, die waterstof ingeteken, nie. Ja. Terwyl jy sit en wag, Charles, sê van die naam van hierdie ding. Ja, weer brome. Hoeveel brome is daar? Dat was 2. So die brome. Die brome metiel propaan. 2 metielpropaan, maar jy hoef nie daai 2 te sit nie. Dit reg is. Moet die M nie voor die B kom nie? Nee, B kom voor M. Nie alfabet, nee? Dit was nie 'n vraag nie, ek het sommer nou die vraag bygesit. Van 'n metiel kan net, dis weer eens is propaan. So 'n metiel kan net op die tweede ene kom. Okay. Goed. Okay. Nou wil ek hê jy moet hom gaan teken oor in jou boek, soos wat jy werk, want as jy dit teken, dan neem jy actually goeders in. Jy kopie nie net die nonsens wat ek op die bord skryf nie. Vandag is maandag. Ek sien julle môre.
Ja, ek sien julle môre probeer oor die 2. Hoopelik het ek 'n antwoord dan en dan sal ek vir jou kan sê. Okay. Goed, so vraag 8 op bladsy 50. Ardo, hierdie is net vir jou. Okay. Goed, so nou sê hulle vir jou, jy het hierdie ding 1 2 3 4 en daar's 'n OH. Okay? So jy kan sien ek teken net die nodigste. Dan sê hulle vir jou, daar's 'n reaksie A en dan sê hulle vir jou terug is 'n reaksie B. Reversible. Okay? Dan sien ons hierso is 'n alkeen. So hulle sê vir my hierdie ding is 'n alkeen. En hulle sê dis die hoofproduk. Sorry, hulle noem hierdie ding noem hulle P. Hierdie ding noem hulle Y. Okay. Dan sien ek van P af is hier 'n reaksie, nee. Daar is 'n so reaksie, maar daar's ook 'n so reaksie waar hulle sê HBr. En dan sê hulle hierdie is X en hulle sê net hy's organiese verbinding. Dan sê hulle vir my hier is iets wat 'n D is. En dan sê hulle hier is iets wat 'n E is. En ek sit waterstof en platinum by. En dan sê hulle hierso is Z. Right, so daar is die inligting wat hulle vir my gee. Nou vat ek my 5 minute en ek gaan uitfigure wat gaan wat aan. Ek scan gou vinnig die vraag vir nog clues. Dan sê hulle hierdie is addisie, hierdie is eliminasie. Kom ons kyk en dan sê die vloeidiagram hier ondertoon hoe 'n alkohol P kan gebruik word om ander verbindings te berei en hulle verteenwoordig organiese reaksies en verbindings. Sjap. Nou praat hulle oor primêre alkohole. Skryf neer die soort. Hier gee hulle vir my clues. By 8.2 sê hulle die eliminasie reaksie deur A. So hulle sê hierdie ene is eliminasie. Dan gee hulle vir my nog 'n klou. Addisie reaksie deur B. So B is addisie. En dan sê hulle D is eliminasie. So daar's alles ekstra inligting wat hulle vir my gegee het in die vraag. Okay, so ek scan dit. Dan sê hulle natriumhidroksied word as een van die reaktanse in 'n reaksie C gebruik. Waar die ding is C. Oei, so was C. Sorry, ek het hom nie neergeskryf nie. Daar is C en hulle sê vir daai reaksie het hulle bygesit hy's 'n reaktans natriumhidroksied. Watter soort reaksie? Noem 2 reaksietoestande goed, gee die naam. Watter anorganiese produk is benodig vir D? Struktuurformule is naam. Okay, sharp. So daar is die ekstra inligting wat hulle gegee het. Kom ek gaan figure gou verder uit. Hulle sê vir jou van P, die reaksie A is 'n eliminasie reaksie na alkeen toe. Ek kon dit uitgefigure, dit is eliminasie want dit is van enkelbindings na dubbelbindings. Okay. Watter soort eliminasie reaksie is dit? Dit is obvious dat ek daai ding gaan eliminate. Nou as ek hom eliminate, is ek halfpad op pad water toe. Yes? So dis dehydrasie wat ek daar het. Dehydrasie. En watter reaksietoestande het ek nodig vir dehydrasie? As ek sê water, as sê jy gekonsentreerde H2SO4. Okay, jy moet skryf Ardo. Nou is my vraag, Amonai, as ek hierso gaan dehydreer, né? Hierdie ding gaan ek obviously verwyder. Watter een van hierdie waterstowwe gaan ek ook verwyder? Die eerste koolstofsin of die derde koolstofsin? Dit gaan saak maak. Want hierdie koolstof het 2 waterstowwe en hierdie koolstof het 3 waterstowwe. Sê? Die een met die minste ene. So dit beteken vir my dat hierdie alkeen wat gaan vorm 1, 2, 3, 4, waar het ek iets verwyder, daar verwyder en daar verwyder. So hierso gaan 'n dubbelbinding vorm. Okay, goed. Goeie nuus vir ons. Dan sien ons hierso, sê net maar ek doen 'n reaksie B, is 'n addisie reaksie. Maak sin want jy gaan van 'n dubbelbinding na 'n enkelbinding. Watter soort addisie reaksie is dit, Rikus? Dit is hidrasie, is nie die teenoorgestelde. En watter reaksiekondisies is nodig, MW?
H2SO4. Okay. Hierdie ene gaan net 'n klein huisie vol hitte ook nodig hê vir eliminasie reaksie. Want jy gaan binne wil breek, né? Nee? Okay, so hydrasie daai kant toe. Okay, so ek sit hom uitgefigure, sit hom uitgefigure, sjap. Kom ons gaan gou daar na nee, kom ons gaan sommer van hierdie. Kom ons gaan na E toe. Ons is nou hierso. Ons begin met 'n dubbelbinding. Watter soort reaksie kan dit net wees, Ardo, as jy begin met 'n dubbelbinding? Hierdie reaksie. Sê weer? Addisie reaksie. Okay, so hierdie moet addisie wees en ons sien spesifiek hidrogenering. So wat gaan Z wees? Z gaan wees 1, 2, 3, 4 en al die dubbelbindings gaan dit breek, so dit gaan butaan wees. Okay, so ek het nou 'n paar goeders uitgefigure, sharp, het hom. Nou kort ek net hierdie besigheid. Okay, nou gee hulle vir jou minder ragge inligting hierso. Minder rag sê ek, hier is eintlik sufficient inligting, maar hoekom moet hierdie 'n substitusie reaksie wees? Want hierdie ding moet enkelbindings hê. Hoekom? Want hierdie reaksie is 'n eliminasie reaksie. So jy kan nie begin met dubbelbindings nie. Jy gaan begin met enkelbindings, dan gaan hy na dubbelbindings toe. So hierdie gaan van enkelbindings na enkelbindings, so dit moet substitusie wees. Okay, en dan kan jy sien daar, hier is 'n substitusie reaksie, jy gaan sien, jy gaan daai hidroksied vervang met 'n broom. So jy gaan daai twee substitute met mekaar. Kan jy hom sien? Daai wee ding gaan jy substitute met daai wee ding. Okay, so as jy hierso sien, het ons 1, 2, 3, 4 en daar gaan my broom wees, want hulle twee gaan substitute met mekaar. So enige ander reaksiekondisies nodig? Ja, jy het nodig matige hitte. Hoekom? Want jy wil enkelbindings breek en 'n enkelbinding vorm. So jy moet 'n bietjie energie nodig om te breek, maar nie te veel nie. Okay, en dan sien jy om te gaan van hierdie ding na hierdie ding. Ja, het jy hom nodig, maar want hier is ook 'n substitusie reaksie, maar hierdie ding moet verdun wees, aqueous. Want as jy hom nie verdun nie, dan gaan hy hom brand, dan gaan hy dit eliminate. Sharp? Gaan oefen hierdie dinge asseblief.